Ons weet nou al teen die tyd dat mica die mooiste teels waaraan jy kan dink, of dit nou vloerteels gaan wees en of dit nou muurteels gaan wees, maar Joe, hoe moeilik is dit om 'n teel op te sit as ek dit wil self doen? Om saakie glad nie moeilik nie. Dis eintlik 1 2 3 maklik soos val uit die boom uit. Ons los maar net die tak my oom. Yes. Dis vir my baie maklik om te verduidelik as 'n DIY projekkie is, wat ons gaan nodig hê, wat die benodighede gaan wees en dan ook die proses van die teels opsit teen die muur en so. Right, kom ons begin by die begin. Ek het my teels gekies. Ek het so 5 square meters wat ek graag wil teel. Waar begin ek? Alright, om uit te werk die hoeveelheid wat ons gaan nodig hê, dit word aangedui op die teelbokse ook. So hulle sê daar vir jou een boks wat dan gewoonlik tussen 6 of 8 of 12 teels is, cover of hy maak toe 'n sekere hoeveelheid area. Ja. So dan werk ons uit die hoeveelheid teels wat ons gaan nodig het en ons sit 15% daarby. Dit is maar net vir die sny van die teels, die mors van die teels op 'n breek, dat ons seker is die teels wat ons gebruik is dieselfde skakering. As jy ook teels uit verskillende batches vat, dan is die kleurskakering nie altyd dieselfde nie. So ons wil kyk dat ons genoeg teels bestel. Dis die belangrikste om die hele area toe te maak sodat daai kleurskakering nie met 'n 2% of 'n 4% verskil nie. Een batch. Een batch is baie belangrik oom. Dan die oppervlakte om die voorbereiding te doen is vir my maar altyd in alles in die lewe die sleutel na sukses toe. So die voorbereiding is vir my baie belangrik en om die muur voor te berei vir die teels wat ons gaan wil opsit sodat die muur of die vloer is om hom te chip, om 'n sleutel te maak vir die teelsement om dan sy tande te kan inkry om vas te kan byt daar vir die teel om dan weer vas te plak. Goed, nou het ons gechip. Ons is reg met ons teels sement. Teelsement is die volgende proses. Jy het teelsement hier iewers het ek gesien. Ons het die teelsement, hulle word agter in die stoor geberre, ons het die teel grout alles, hulle kom in sulke pakke voor. Die teelsement in die agtergrond het ons eider 'n groot pak of 'n klein pak. Die groot pak obviously is maar net meer ekonomies om hom so te koop, waar die klein pak is vir 'n klein area wat nou in ons geval die ding sal wees om te gebruik. Maar Joe, Michael sal weet as ek kom en ons het nou soveel vierkante meter, gaan jy vir my genoeg sement kan aanbeveel. Meer as beslis. Ek sal die hoeveelheid sement kan aanbeveel en ons het voorraad, ons dra altyd voorraad ja. So die voorraad sal altyd hierso wees. En om die area, die oppervlakte uit te werk en so en is ook 1 2 3 maklik. Ons werk hom uit en ons verskaf daai teelsement aan u dan. Is dit vir my nodig om so 'n groot masjien te kom kry as ek nou 'n klein joppie vir teels het? Glad nie nodig nie. Daar is ons groot waans wat op die vloer staan hier in die onderkant oom. Dis nie nodig vir 'n groot bietjie soos daardie vir die klein werkie wat ons het nie. Ons kan 'n kleintjie vat soos die oranje enetjie wat aan die agterkant is daar. Hy is reg vir 'n vloerteel of 'n muurteel in 'n DIY projekkie is daai een meer as genoeg en reg. Wat het ek dan nog nodig verder? Ons gaan spysertjies, ons gaan 'n paar applicatortjies nodig hê of nippertjies. Soos hierso is die applicator wat 'n mens dan om hierdie teelsement aanwend aan die vloer of die muur, die oppervlakte wat ons voorberei het. Ja. En dan ook die rubber gedeelte om die afwerking te doen as ons die grout ingesit het. Hy maak net maar net die teel mooi skoon, makliker om te was en skoon te hou vir daai grout om dan droog te word. Ons het ook 'n paar nippertjies hierso, sou ons dan nou wil gaan in 'n mosaïek tipe van 'n effek, dan die tool wat ons het hierso is 'n mosaïek nipper. Hy knip jy nou maar net die teels na die vormpie of die grootte of so as jy daai mosaïek look wil hê, sal ek sê soos die Engelsman, dan dit is wat ons gaan nodig hê daar. Ons het ook al die trims, ons het al die spysertjies en daai tipe goed en wat ons sal nodig hê, het ons onder die dak hierso by Mica. So hierdie is nou die aluminium ene wat ek so voorgestel het saam met daai kleur teel wat ons hier voor hier as 'n sampeltjie neergesit het. Ja. Die ouetjie is die regte ding om te gebruik. En weer 'n keer, ons het al hierdie die verskillende diktes vir die verskillende teels, whether dit vloerteels of muurteels is. Ons het die dikte alles onder een dak by Mica Parys. En dan het ons hierdie dis nou die spysertjies. Dis die spysertjies wat ons dan nou verskeidenheid Joe, het jy regtig al hierdie verskeidenheid nodig of is dit maar 'n standaard proses? Definitief, die verskeidenheid is dit gaan bepaal die tipe teel wat 'n ou gebruik gaan bepaal die dikte van die spyser. Soos 'n porselein vloerteel wat 12 of 16 mm dik is, sit jy nie spysers in nie. Hulle kom reg teen mekaar, soos die Engelsman sal sê, hulle sit flush teen mekaar. Ja. En dan hoe kleiner jou teel gaan, hoe groter kan jou spasie tussenin wees. Soos vir 'n gewone oppervlaktes wat ons vandag doen met die DIY projekkie, is hierdie 3 mm spyser die regte ding om te gebruik in die muur en in die vloer. En as ons nou klaar is, daar is die teels op, die grout is en alles is reg, dan moet ons hom net skoon maak. Dan maak ons hom maar net skoon. Laaste dingetjie wat ek wil noem oom Sakkie is dat daar is ook 'n projek waar vir hoë verkeerareas of 'n area wat gaan water kry en so aan wat genoem word 'n bonding liquid.
Dis maar nou maar net 'n vloeistof wat 'n ou basies vat en jy voeg hom by jou teelsement, hy maak hom net 'n bietjie sterker ook en so ook by jou grout sou jy in die storte dit wil gebruik. Dan sit jy hierdie ouetjie by, hy maak hom sterk en waterdig. Dis noodsaaklik. Dis noodsaaklik daar. Nou ja, toe ons is reg, nou gaan ons teel. Dankie Joe. Ek sê vir oom baie dankie.